Nou hier in die verre Wes-Transvaal, waar die kameeldoringboom nog eintlik baas speel oor die grond en die mooi beeste en die miskryers. Nee, is dit nou vandag vir my 'n voorreg om met Tannie Oumi en oom Flip de Pre, ek wil hulle graag aan julle voorstel. Nou julle het so 'n ongelooflike verhaal, want julle is nou al jare op hierdie plaas. En Rolien Meyer het my dood voor die oog gesweer, as ek nie kom om met julle onderhoud te doen nie. Nee, dan moet ons nou vanaand daar tussen daai bosvarke slaap. En toe sê ek nee, voordat ek nou dit doen, kom ek hier na oom hulle toe. Tannie, waar het Tannie groot geword? In Mafeking. In Mafeking. In Mafeking, toe ek skool op Swartruggens en van daar af is ons getrek. Jessie, so daar oom, so Tannie kom daar uit Groot Mariko se wêreld uit Swartruggens. Nee, uit Mafeking. Uit Mafeking uit, maar later Swartruggens in die hoërskool en so aan, en toe is ek daar klaar toe gaan werk by die sentrale by die poskantoor. Hallo Exchange. 19, ja, dis reg 1979. Ja, daarom is Nee, niemand 67. Jy kan nou goed weer regmaak as jy wil, nee. In 67, en nou ja, daar het ek vir 3 jaar gewerk, en so het ek vir Flip ontmoet op Maritsani. op die plaas Jakkalsdans. 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 Nou was daar nou 'n dans gewees, Man, of hoe dit nou gebeur het, julle mekaar nou daar ontmoet het. Ja, hy sê jou die Ek volle weet nie, storie ja. vertel. ek was besig om daar op die plaas de Rus het ons mielies geplant en ek het daar gewerk. Nog vir my pa en my uitvoetvaar. En ek het met trekker van my wat ek hulle mee gehelp het, het ek 'n agterwiel, 'n papwiel gekry by agterwiel. En toe het ek by die bure, want op daai plaas was nie 'n stoor of niks gewees nie, dit was 'n oop plaas net. Toe het ek by die bure gaan die agterband regmaak. En toe ek nog so met die pomp gestaan en pomp, toe kom die buurman Dirkie Vereinsberg aan my toe aangestap. En hy sê vir my, Flip, Beulah het gesê, jy moet by ons kom eet vanmiddag. Toe sê ek, nee, eerlijk, man, kyk hoe lyk ek so op blou overal in, ek is veil. Hy sê, jong, Beulah gaan my kwaad wees as jy nie kom. Maar toe Beulah Vereinsberg en haar collega wat ook op die sentrale gewerk het, Susan Wolmers, hulle het lank al die plan gehad om ons twee aan mekaar koop. So dit was nou effens 'n blind date nou eintlik gewees. Dit was so 'n ding en ek stap so in toe ek dog toe na die ene wag. As ek nou nie weet daar gaan die uitnodiging om farm te gaan eet nie, dan gaan hulle dink ek hou vir my upstairs, weet nie, ek is nie regtig upstairs nie. Want ek mag gaan. En toe ek daar by die huis kom te sien ek my hier sit Beulah en ek sit 'n jong meisie hier langs. En Beulah groet net en hallo. Beulah sê Flip nie, jy kan naar binnekant maar Dirkie hulle is daar so jy gaan maar in. En toe ek binnekant kom, toe vra ek vir Dirkie, ek sê jong, hey, wie is daai mooi meisie wat daar buite by Beulah sit? Sê nee, man, sy los af hier by die sentrale. En ek is die dag geëet en ek is uit. En ek is na my werk toe en die volgende dag het ek Maritsani toe na die veiling daar op Maritsani. En ek, die toppie manne staan so by mekaar. En hier kom sy aangestap met 'n sigaret in die hand, tussen die vingers. Uitsa. As ek kom hom van my man en ek sê nogal vir haar, hoor jy moet net vir my sê jy rook nie. Nee, sy sê dis Beulah. Jy weet, dit is nou 'n plan van haar gewees. Ek sê dis reg. Dan pragtig, daar ek het toe ek haar sien. Toe sê ek vir jou, gaan ek trou. Klaar, oor en verby. Uitsa. En ek het, jong, ek het so, my ou coronabakkie wat ek mee gery het, sy exhaust, ek was my vrek arm, hy het so amper op die grond gesleep. En ek so gewag, tot ek geoes het. Toe koop ek het vir my 'n kar gekoop, ek en my pa, ek en my pa en 2 susters was in 'n ongeluk gewees. Toe is in Mafeking by die hof gewees en na die hof saak, toe ons daartoe, ons gaan na huis toe kom en ons gooi
brandstof en ek sien maar daar staan hierdie mooiste klein Corolla, so groenietjie. 'n GSL 1900 en ek sê vir my pa, wag net so 'n bietjie, ek stap daar in. En ek praat gou daar met 'n Jan Rigter, ek sê man, ek wil daai kar koop. Sien jy reg, gaan nou registreer. Kom ek sê jy kom maar reg. Toe weet ek, nou is ek reg. Okay, nou het oom die kar en nou Ek nou die kar, nou gaan ek net die gou. nou soek hy die vrou nou. Nou soek ek net vir hom. Wragtig. Ons is ek en my broer Fanie en sy vrou, skoonsister is ligter maar toe daar na hoofkantoor Noordwes ons papiere ingegee en geld gekry. Terug na die vriend toe en sit daar in die kafee en ek sê vir hulle, hoor jy, julle my nou net so 'n bietjie verskoon. Dit is toe net so 5 voor 1. Nou weet ek, die kans is goed, sy moet 1 uur gaan hulle mis eet of so. Ja. Ry en ek sien nie, en ek het daar gemis en ek ry so wye draai so om die blok. Ek so afgery kom te sien ek maar hier kom 3 girls staan. En ek sien jou wragtig en sy is by my toe seker half verby. En ek hou stil en ek sê, Oumie! En sy draai om en sy sê, hoe is dit jy? Maar jy het toe hardop sy amper haar bene af. Stem daai. Nee, kom sy. Tannie Oumie, is dit nou die waarheid? Ja nee, dit is die volle waarheid. Die volle waarheid. Ja, Ja, kyk, want ek deel net met die waarheid. Ja, en niks minder nie. nou ja, so wat, ons Ja, het, soos ons ja, gekry het hierdie in- maand begin uitgaan in April maand die volgende jaar, 14 verring aan die vinger, die strop om die nek en daar gaan ons. Die tannie se ouers toe nou daar gebly of Nee, hoe? net my ma. Net jou ma. Nou hoe daai gevra hy nou gegaan om nou te sê, hoorie tannie, weet, Man, my hart pomp chocolates. weet jy van die geluk by die ongeluk? Vertel ons oomflik. Toe ek haar nou daar kry, vra ek haar, kan ek jou huis toe weggaan? Nee, sy gaan huis, ek sê, maar kan ek jou lift toe? Ja, net klim en nou ry. Daar kom die mense met nou vir koffie in. Ja, Sy maak koffie, ek sien hier op die showcase is 'n foto van 'n man en ek sien hoe O, ja, nee. Hierdie ou, ek gaan nie vir hom kan vra of ek met sy dogter enig kan trou. Maar dis dit jou oupa. Ja, my oupa. Maar dis so toe vind ek uit nee, maar haar pa is al, sy was 9 jaar oud toe haar pa oorlede. nou is. Nou ja, en maar wat ek het ek moes baie diplomaties wees. Ons het dit mos geleer. Ja, nee. Kyk, dit is nou een van die tegnieke in die Police College. Ja, Daai tegniek dat die leuen soos die waarheid lyk. ja. Oh ja, maar wat, vrou, ek het nie gedink dit sal so maklik gaan nie. Maar nou sê sy vir my agterna. Haar ma toe sy inkom toe sy my sien daar agter my kom by so sê sy vir hoorie. Daar's jou man. Net so. So dit was ook nou nie iets te doen met die helm Nee, of niks. toordery of iets Nee, nie. Dit was niks. waarsêery nie. Dit Niks. is nou dis jou man daai en dit is so. Klaar, En so sal dit klaar, wees. en So het dit gekom. Ja. En ek moet sê, mens kom maar daarom, sy was baie op my hand gewees. Ja. As sy tertjies gebaai, jamtert, dan die laaste deeg was omtrent so groot soos 'n pannekoek. Dit was myne. Yes. En die pudding was nie in 'n puddingbak nie, dit was lyk my sommer 'n halwe bompot Ja. Jy maak my nou honger hierso. op trein. Ja, So dit was- maar dit, Ja. Hoorie, so Rudy, maar nou kan hy jou die verhaal verder vertel van die plaas en van alles. Ek wou nou net gevra het, nee, tannie se ma toe nooit weer getrou na Nee, pa dood is nie. Nee. En sissies, boeties en sissies? ja, yes. Dis is baie. 8 kinders. Ja, 8 kinders. 6 dogters en 2 seuns. Ja. Jo, Ja. maar dis voor televisie. Ja nee, baie lank. Ja, voor nee, televisie. Ja. ons het was al hoe lank getroud voor ons televisie gekry het. Kyk, dit was 'n ander tydbedryf daai. Ja. gewees. Ja. Ja, ons het op die kerse gevry, weet jy. So. Ja, daai opsitkers. Ja, opsitkers. Ja, Vertel ja. ons 'n bietjie van die opsitkers. hoe daai opsitkers gewerk. Iemand het my eendag vertel, maar ek het nou al vergeet. Hulle as jy nou kom kuier, dan kry jy nou 'n kers. Dan kan jy nou Ja. sit en gesels en alles en seker net maar 'n bietjie vry ook. Ja. En maar as hy kers dan nou dood is, dan moet jy nou is nou tyd dat jy gaan na huis toe. Is dit Ja. nou so gewees? Ja, jy weet net so jy 'n boksie vuurtjies gehad en bly die kerk dood, dan steek jy hom slaag vry weer aan.
Yes, ja, nee, hoorie. Daai Norwood verhale kom nou uit oom Flip. Jy moet innoverend wees. Ja. Nee, kyk, ons het daarom nog Waar het oom hulle toe nou gebly daai tyd? Na julle getroud is. Ander kant, daar waar Flippie nou is. Daai huis het ek gebou. Ek en daai Flip. Hobby. Flippie my seun. Ja, Hy bly mos net daar aan die ander kant. waar? Hierdie daar waar hy klomp huisies en goed is. Hierdie net hier agter. Ja. Hoe het julle toe hiernatoe getrek? Ja, Ja, toe toe my Flip pa hom gebou. 'n paar maande gelede is, het ons hiernatoe getrek. Ja. So 6 maande na Papietse Ja. se dood. So oom se ouers het hier gebly. Hulle het Ja. my pa, hy was die eerste wit mens wat hier bekom begin het. In 1921. 21. Jesus. Ja. Dis jare Ja, terug. dis 105 jaar terug. Hoe was dit daai tydperk gewees toe oom nou Man, oom is kan ek nou net vra. Hoe oud is oom nou? 80 gewees. 80. Ja. En tannie met ondervinding 74, word nou 74. Ek 74. word 74. Ja. Okay. Ek word 81. Ja. Nou toe julle nou hiernatoe trek net, toe julle nou deel toe oom se ouers oorlede, toe vat oom die boerdery oor. Man, sien jy daar wat hy knoppe so toe gewys het? Ja. Dit was die kliphuis. Nou kan ek jou gou dit vertel. Ons het nou hier groot geword in die huis. Nou sien jy daai kameelboom daar? Ja. Links en regs was 2 kamerrotte geweest. Die klein kamertjies aan die linkerkant en die groot kamers aan die regterkant. En my broer Biel, hy was die 3de oudste van die kinders. Hoeveel kinders was oom hulle Ons gewees? was 13, 2 is klein oor die babietjie was een was net 'n dag oud en die ander een was so 7,5 maande. En toevallig, hulle sê die een het geelsig gekry met die ander een is 'n maag, 'n naal. Het nie ophou bloei nie, het nie toegegaan nie. En toevallig Pieter en Flip het altyd dieselfde probleem opgehad. Maar ons het daarom die wetenskap het al bietjie baie gevorder teen daai tyd. Dis hulle daarom nou gesond gemaak. Maar nou staan ek en my broer Biel en elke een wat net ouer as ek is. Ons 3 staan daar by die kraal. Nou kyk ons laat die melkery loop hulle tog met die hand gemelk. En my broer Biel sê vir my, hoorie Flip, dan vra vir maar vuurtjies ek wil rook. En ek is huis toe. En ek kry die boksie vuurtjies wel. En toe ek so by die gang afstap, is die slaapkamer deur vir my maar hulle oop. In daai jare het ons hier die groot kartonbokse gekry. Hulle het net eenmal in 'n maand of eenmal 'n kwartaal daar toe gaan by nagmaal. Al die wasgoed, die vuilvlere is ons in die boks gegooi. En die hoek was geskeur gewees. En ek wil net 'n toets maak, ek werk hierdie dag. En ek steek die vuurtjie aan en ek steek daai stukkie karton aan. En ek sien hy brand mooi en ek druk hom dood, maar ek het nie geweet karton smeel nie. So kom ek kraal toe gee vir my broer Biel die vuurtjies. Hy is gelukkig en almal is gelukkig. En die reëling was hier was die melkkamer het hier gestaan. En dan is dit klaar geroom af, die melk afgeroom het. Dan is die roomafskeier het so groot ou ring gehad, so dikke. Dan word die hele stelsel, die hele masjien sal ek maar sê word gewas. Die kookwater is daar gekook. En dan vat die broer elk vir my vat die rubber ring, die ou ring. Daar was 'n spyker in die slaapkamer vir my maale. Daar hang hy om nou daar. En toe uit die kamer dek oop, want dit net rook of vlamme daar. Maar ek het geweet daar kom moeilikheid en ek hardloop en ek het hier agter in so 'n klip engine kamertjie gewees. Dan sit ek daar so. En ek hoor net my ma die stem dat dis 'n leeu in die bos. En ek kom uit en ek sien hier is nou moeilikheid, nou moet ek hardloop en ek vlieg om en sy skreef vir die
so 'n jong swart dame vang hom vir my. En sy vat die roomspan, dit is so breë en so dik en hy dis wat hulle die room is altyd geroer het elke dag. Nou hy is mos nie, jy weet nie hoe smaak hy nie. Laat sy my 'n pak slaag gegee wat ek tot op 80 jaar ouderdom nog nie vergeet het. Hoor jy maar die huis toe nou gebrand? Die huis, gelukkig nie. Hy het nog gesmeel. As dit seker bietjie later was of so, sou hy daai ding begin nou seker brand het en ek kon die huis kon afgebrand het. Maar hier maar my maat my hels op wat. Amper in 'n ander bloedgroep Ja, ingeslaan. nee, verseker. Tjus. Ja, maar dat is nou van die groot wat, maar verder, ons het 'n baie, ja, maar dat is 'n onbeskryflike era gewees. My pa het nog met die osse gevloei. En elke os het 'n naam gehad. Ek kan hulle nie eers almal onthou nie. Jambloed en rooi sand en jammervel en witvoet, jy weet so, Hankof, almal name gehad en so. Maar is dit so, nee, of dit was so, dat wanneer jy nou hier na die kraal toe gestap het en jy het daai dier geroep op daai naam, hy het geweet, Ja. dan kom hy hier na jou. Ja, Dit word man. soos jou kinders. My broer, ek het die wat nou gemelk het, die mense. Saam met die werksmense nie. As hy die koei klaar gemelk het, as hy die spante losgemaak het en hy vat sy emmer en sy hokstok, of almal hokstokke gehad in die spante, dan skryf hy daar by die kalrot die kalf se naam, of die koei se naam, dan moet daai kalf moet uitkom. Ja, dit was, en straks, hulle hoor dit, daai kalf na rond, hulle hoor daai naam. As daai naam kom, dan bulk hy. Dan kom hy sommer ek se kant toe, gaat hy. Ja. Dis nou gemelk, daai mense het gemelk. Hulle het hier, daai tyd, ons het so 100 gallon melk. Dit was met die hand gemelk elke dag. Jo, Ja. Al Ja, ek dink- van die veld af. baie mense wat nou hier na hierdie opname kyk, het dit nog nooit gesien hoe melk jy 'n bees nie. Ja, vir Nou- al die jong kinders. Net vir interessantheid, nou, hoe het jy nou daai bees se spene gemelk? Wat was die proses nou voordat jy hom gemelk het? Ja, kyk, as die kalf mos kom, jy gee hom die kalf eers kans dat hy drink, om die koei te maak dat sy sak. Want as die kalf nie drink, die sak sy nie, dan kan jy maar... Maar wat bedoel hulle nou by sak? Dat sy Wil dat die melk kan kan en kom, die dat spene vloei. goed kan inkom. Ja, En die eier kan inkom. ja, Okay. in die spene en dan... Maar dan, as jy nou, jy sien die kalf se bek het nou lekker skuim en hy drink, jy sien ook die koei, want hy stamp mos met sy kop, hy maar sy eier en so. Nee, dan daai skoor, dan kom jy, gooi jy die spante om, span ja, en dan is dit maar jy in die spene en jy vat, ons het altyd melksalf gekry, wat praat van so rooi Vaseline, en jy die spene dan mee smeer, om te keer vir die, want die kalf byt die spene stikken met die, so jy weet. Het 'n mens daai spene afgewas met iets voordat jy gemelk Ja, het? nee, jy vat altyd 'n bietjie lou water, warm water, dan was hulle die eier af, en dan smeer hulle die Vaseline dan. En dan word die kalf, hulle leer ook, jy tik hom net so op sy voorbeen, so met die hokstok, so dan weet hy. Partymal met jy, vanavond is hy eers sterk raak, dan is hy nou koppig. En party mense het altyd sulke pale ingeplant gehad. Dan, as die kalf hier drink, is hulle die spante om sy nek. Dan maak hulle hom daar aan die paal vas. Dan kan hy nou nie plan nie, dan is dit nie meer nodig vir die hokstok nie. Dan melk jy. Ja, so. Daai jare was lekker geweest, hoor, ek sê dit vir jou. Baie lekkerder as nou. Maar Ja. selfs as ons nie agtertoe kyk, as we nie sê die ou dae was lekker, ons sê die dae wat voor is, gaan lekkerder wees. Die tegnologie, dis nou net makliker al. Kyk, soos die regering ons, ek sien dit nou weer gisterand op die nuus, hulle het gesê ons almal moet ons triespieeltjies in die karre uithaal. Ja, ja. Nee, ons moet net voor hulle kyk, hulle sal agter ons kyk. Ja, maar mooi man.
Ja, Dis goeie nuus. So werk met dit. Ja. So oom se broers en so aan, hulle toe nou saam geboer en later seker nou maar besluit elkeen wil nou maar kyk vir sy eie plaas en so aan. Ja, kyk my oor ons het almal al die seuns tot die oudste een, maar die oudste een het daaronder gebly by die plaas hier langs sy Woodhouse-kraal. Willowskraal. Woodhouse. Woodhouse. Woodhouse-kraal. Ja. Nou waar die naam vandaan gekom? Man, dis die Engelse almal hierdie plase, dis Woodhouse-kraal, dis Gildridge, dis Ferndale, Ellenbury, Shaftesbury, Ferndale, Woodpark. Nou hoe dit gebeur het, die Britte toe hulle nou hiernatoe kom in 1900 het hulle net 'n plaas gaan vat. Net vir sommer maar net of hoe dit nou gewerk. Ek dink wat ek verstaan is kyk hulle hier op die plaas hier eentjie op hierdie randterreeks is ou skagte wat hulle geprospekteer het, hulle het mens agter die goud aangewees. Daar's een, hy is heel diep. Ons het hom sommer die naam gegee van die wit put. Is omdat so 'n wit kalkagtige stof uit hom, maar hy is geweldig diep. Is dit nou reguit afskak? Ja, reguit af onderste. Jy kan so groot klip vat. En dan kan jy hom los en dan kan jy tel en hoor jy gaan kort dan is dit of jy hoor hom nie val nie. Hy raak net stil. Hy is vrek. Nou wat het hulle hier geprospekteer? Vir goud. En was hier goud? Ja, wel hier is goud. Ja, kyk maar die myne is mos hier naby. Ja. My jessie. Daar's so ons noem hom die skynspit. Hy het 'n vertikale skag en dan een wat inkom teen 'n hoek, so skuins. Nou die een geoloog het so hier in 1981, 86 daar rond daai Roy Nelson. Ek en hy was daar gewees. Toe wys hy vir my die kwartsiet wat so 'n streep wat hy maak. Toe sê hy vir my, maar dit is waar agter hulle was. Want hy loop saam met die goudoggend. Kyk, ek's nou nie 'n geoloog nie. Ek kan nou nie vir jou vertel hoekom of waarom nie. So die Britte het eerste in hierdie omgewing gebly. Kyk, hulle dit kroongrond genoem. So dis maar staatsgebied. Kroon is natuurlik die Britte. Britte kroon. Ja. Wat hulle van gepraat. Dit Ja, is hulle. the crown. Ja, en hulle, want al die plase, hier is reusplase wat almal ag man, daarbo is Dover. En wat nog? Maar nee, maar paskom is daarom Afrikaans. Maar hy sê hele klompie tamelike klomp plase, Thornhill en ek weet nie wat alles is sulke Engelse name. Nou toe my paal hier ingetrek het, toe op 'n stadium. Toe het die staat, sal ek sê, die gronde beskikbaar gestel. Nou ek het 'n foto, ek moet net kyk waar is hy. Waar my pa en my oupa Vaan en die skoonseun van my oupa Stoffel Estreys. Waar hulle die môre, dis 'n foto wat hulle geneem het, toe hulle nou uitgevat op pad Pretoria toe na die landbank toe. Toe het hulle die gronde gekoop. Dus daar het my pa toe hy nou hier gekom het, toe sê hulle nie, of hy het toe gesê nee, hy wil sy tannie, want Katie wat was hulle van Watson, en sy toe later, haar man is toe oorlede om William, en toe sy met Thys Koleski gekom. Maar die grond was aanvanklik hulle sinne gewees om Watson, William Watson. En die plaas hier langs aan ons, Shaftesbury, dit was my oupa Vaan sinne gewees. En die volgende plaas, Ferndale, dat my pa hulle die ding so bewerk dat oom Andries Meyer, ek sal sê Rolien of Corneille se oupa Grootjie, hy het toe daai plaas gekry. So het hulle maar gaan, maar dit is jare terug. Toe ek my verstand mag gekry het, weet toe het hulle al hier geboer
Philip, jy weet, ek is maar eers in 1945 gebore, toe het hulle al jare hier besig gewees. Ja. Maar soos ek sê, hulle het met osse geploeg, die trekkers het maar eers, jene man, ek dink, my pa se broer om elk, die preeraaf van Carrero se wêreld, het vir hom 'n kuistrekkertjie gestuur en 'n mieliemasientjie. Met die trekkertjie se agterwiele was net klein. Amper soos 'n valjaapie. Ja, so 'n klein dingetjie. Nou ja, toe so het hulle naderhand al hoe meer begin trekkers koop, jy weet, en die osse begin uitfaseer. Want die ander ding is dat toe die Jack and Flow uitgebreek het die tyd. Toe het my pa hulle moes donkies koop om mee te ploeg, want toe kon hulle nie met die osse ploeg nie. Nou ja, donkies is ook 'n verhaal, ek en my broer Elk en die werkers se kinders, jene. My broer van het ons om eendag met die vosperd en die dubbelsweep by mekaar gemaak. Ons nie donkies gaan met mekaar maak, hulle wil ploeg. Ons ry donkies aan die bos. Lekker. Ja. Ja. Maar nee, Kattekwaad. kattekwaad dan. Yes. So oom se broer hulle toe nou almal saam geboer en toe het hulle nou naderhand van tyd besluit, hoor jy, hulle gaan nou Ja, my pa Hulle het eie- vir elkeen, en kyk, soos wat paadjie loop. hierdie was die eerste plaas gewees, nee. En toe koop my pa die plaas Woodpark. Toe het hy Darras gekoop en toe later weer Darras die kant. Toe het hy daar op Sitlagolie het hy 'n plaas gekoop, Swart Laagte. En toe het hy 'n ander deel daar gekoop, Duikerbult. En toe na die oudste broer van my oorlede is, toe die tannie besluit en sy gaan nou verkoop, sy gaan nou aftrek na waar sy vanaf gekom het, sy Mazorp toe. Toe het my pa die plaas gekoop. En toe later toe koop hulle, hy en my ou broer van die, hier is 'n plaas hier die kant, teen Kruipan, Netway. Toe het hulle daai grond gekoop. Nou ja, en soos wat hulle nou groot geword het, toe het my pa nou naderhand die plaas Woodpark vir my broer Biel gegee. En die rus is dit, hy is so 500 morge gewees, hektaar gewees, dat hy daai deel en hierdie hoedhouskral 800 en iets, dat hy vir my broer Fanie gegee. En toe het hulle nou, maar hulle het nog, my pa het nog steeds so 'n aandeel gehou, 1 voet by elke plaas. So gou beeste van hom daar geloop het vir nog 'n paar jaar en toe het hy nader daai heeltemal onttrek en so laat hulle op hulle eises, maar hulle moes hom maar altyd, hulle het altyd kom help met die werk as ons beeste gespuit het of gewaad dip het, jy weet, en so kalvers geknip het of daai tyd het ons hulle nog gekas met die mes Gekapater. Ja, ja. Dis ook maar woorde wat 'n mens nie meer hoor nie. Ja, en weet Ons sal jou kapater. Sulke goed. Daai peertjies. Dit klink so rof en so dodelik. Weet jy, die peertjies nie, het hulle 'n dopemmer gehad met pekelwater. Dan word dit daar ingegooi. Ja, Ja, het word mooi netjies afgewerk, jy weet, die string en alles af, is nie peertjie. Dan ek onthou, ek sien dit nou nog aan obvious, daar was so 'n groot watertank gewees. Die geet, die reënwater, my ma het al die wasgoed later met die reënwater gewas. Nou wil ek voor ek 'n woord verder sê. My ma het van daai huis af met die bondel wasgoed op die kop, dan sy 'n kind agter op die rug gehad en sy was swanger en dan toe 'n klein jongetjie het met een in die hand geloop. Daar af waar daai rivier wat daar van Kruipen deurgaan. Net diskant om is gepraat van die Kallerdam. Daar was 'n bonsieke groot klippe in die bos. Nee. As jy die wasgoed daar gewas, dan sê dit oor die bos gehang, dat hulle droog word. Dat droog is, dan sê hulle by mekaar gemaak.
Dan sy weer teruggekom en sy die volgende dag het sy hulle nou gestryk. Dis is 'n end. Jo, So, dit laat my dink aan Nonnie Delary. yes, hy het daai maar met gewerk. En sy was linkshandig geweest. Maar sy het ons 'n opvoeding. En waar het sy nou vandaan gekom? Hoe het sy nou, dis nou ma en pa mekaar ontmoet? My oupa Van was 'n polisieman in Kreeusdorp geweest. En waar het sy groot geword? my ma, sy is in Kreeusdorp gebore. En toe na die oorlog, toe het my oupa hulle getrek hier na die ander kant, maar dit staan nie, die kant hier, Makou Span. Toe het my oupa daar grond gehad. En my oudere pa was 16 jaar toe hy weg is van die kolonie af, soos dit gepraat. Want hy het 'n probleem met sy bors gehad. Hy kon nie daar aard nie. En hy het toe in die Vrystaat vir 'n Meyer voorman gewees. En toe later, toe is hy daar weg. En toe hy het self begin met transport. Hy het 2 waans gehad en 2 spanne osse. Wat hy met transport gery het. En toe hy het vertel dat op 'n kol wat hy uitgespan het. En dit was in die wintertyd, het hulle vuur gemaak. Staan hy en die ander drywer, sy co-pilot van die ander wa. Staan hulle so warm maak en daar sê van word so, jy moet die osse uitspan. Toe sê ek my pa, nee, maar jy kan hulle gaan uitspan. En toe is dit nou net die verkeerde ding wat ek gesê het. Toe die ouma bietjie afgestof. Ja, dit was dodelik geweest. Ja, toe het hy voet gewit. Dis my pa sê, met die 2 spanne, ons inspan en hulle dryf. Hy sê dan roer hy die voorste en hardloop en die agterste wat toe dan dryf hy hulle weer sweep, jy weet so. Ja, maar toe het hy nou hier in die Transvaal aangekom en toe het hy my ma nou daar geloop en toe sê love it first sight, seker, jy weet nou. Ja. En dit moes groot liefde gewees het, want jy weet 13 kinders verder. Is nie sommer net so nie. Ja, nee, wragtig. Ja. Hoorie maar, nou, as ons nou terugkom daar na die Goens toe in die Pikkelwater. O ja, Ja. man, en jene, nou dit daar gestaan vir die nag. Nou môre het my ma gegaan, dan sê hulle gevat. En dan sê hulle mooi skoon gemaak en gewat. Ek weet nie, ek was nou so opgeskote seentjie geweest. Maar ek weet, en dit was vrek lekker. Dan is hulle gekook en seker nou sy het geweet wat gooi sy sout, peper, wat by. Amper nou soos 'n hoendereier. Ja, maar daai ding is nie, sy hoendereier kom nie naby nie. Dis soos murg, man, ek weet nie. Dis 'n smaak op sy kant. Dit is nou soos kaviaar, nee, vir 'n boer. Yes, en Rudy, jy moet dit geproe het om te kom weet. Die 2 oudste broers van my, praat nou nie van die ene wat dood is nie, die ander 2, dan moet 2 en moet 3, nee. Daar by plaas uit Laagte, nou het hulle daar gaan beeste werk, toe is hulle nou nog jong en so. En daarvanaf, dat my ma se broer omflip, was die buurtplaas gewees. Dan daarvanaf, want omflip en hulle was maar amper 1 generasie gewees. Dus nou is my ma het 'n kind gehad, wat ouer as haar ma se oom Albert en aan Dirkie, was jonger as wat my oudste broer was. Jy verstaan? Want my oudste suster en my jongste en my oudste suster se seun, oudste seun Johannes en my sus Katie verskil 7 maande wat sy ouer is as wat Johannes is. So hulle het op 'n stadium saam swanger gewees. Maar interessant nie. Dan kom hulle nou daar, hoe flip hulle aan. As hulle net so rukkie sit, dan kom hulle terug en dan sê sy man, ek moet daar nou nie waar uitkom.
Sy sê oom Flip het nou vandag skape reggemaak. En sy die peertjies. Man, en dit was 'n eksotiese gereg geweest. My genade. Hulle dis amper soos biltong. Jy deel dit net met jou beste pelle. Jy verstaan? Ja. So dit was hier. En as jy nou vir hierdie jong geslag dit vertel, dan wil hulle vermeer. Hulle wil opgooi. En dan word Maar dis die eerste keer in my lewe dat ek nou iemand my nou dit vertel. Ek het net altyd gehoor die goed word gekapater, maar dis waar dit bly. Nooit gedink jy maak dit nou skoon. En dis nou eintlik soos kaviaar wat jy dit nou gaan voorsit om te eet nie. Dit was lekker. Ek sê nou vir jou. Maar ek sal nie laat enige tweede ou dit sommer weer vrou dit vir my gaar maak. Kyk, my maat, jy weet hulle was Dit was 'n kuns. Ja, en daai mense was hulle was vrakarm geweest. Jy gooi niks weg nie. Hulle het niks weggegooi nie. Hulle het byvoorbeeld die eystervark se hulle man sê hier binnekant hulle die swartes praat van die mealie want hy lyk soos 'n wit mieliepitte. Wat sê? Hulle daai goed het hulle opgang in die koorsteel om berook. En dat hulle hom geëet. Ek het dit nooit geëet nie. Ek maar agterna toe hoor ek sê my ma, my lid. Hulle het dit ook geëet. Ja, en wild. Yes, dan Jy was seker baie wild geweest. Ja, Want ek meen is bosveld. Ja, my broer van het my vertel, hy sê dan gaan my pa in die môre vat hy die perd. Dan ry hy, dan gaan hy nou vegkamp toe. As hy terugkom, dan sê hy vir my broer van hy hoor hierso. Jy moet die perd vat, jy moet gaan daai boom deur daar. Dan het hy sommer 3 duikers. So het die 303 geskiet daai môre. Ja, gees in die terntale. Hier weet nie wat So uit basies uit die veld uitgeleef, want daar was genoeg kos geweest. Ja. Ja, die winter het my pa hulle beeste geslag en vark. Kyk, hy het dit kyk ons was 'n groot klomp wat ons geëet het. Hy het maklik 3 vet koeie hier in die winter geslag. En kyk, hulle het nie fasiliteite gehad, koelhou fasiliteite gehad nie. Hulle het die vleis in die beeste vel toegemaak. Ja, hierdie is 'n stoortjie geweest, nee. So 'n sementstoor. Dan die vel daar, dan hulle die stukke vleis daarin en hulle is gebehandel met een of ander ding om Sout te preserveer. Ja. Seker jy weet wat hy hou. En ons het daai man en hulle het biltong gemaak en wors en vernaam baie droë wors. So, want jy hulle het 'n vark, kyk hulle het wors gemaak saam met varkvleis. Hier is nou so kan sy al se groot varke hoor wat hulle geslag het daai. En Want hulle natuurlik seker nou die vet gevat en kersse gemaak en jy weet, kajons. ja, want jy meer skryf. Ja, Ja. kajons en yes. Nee, en die lekker ding van die vark altyd was vir my daai pootjie. Ja, varkpotjies. As hy gebak geword. En hy's koud. Hulle het ons bron van dit gemaak, is dit nie? Ek kyk my maat nie baie in haar lewe grond gemaak nie, maar verder daar's niks is reg. Ek het in my lewe nie geweet jy kan 'n varkkop eet nie. Ja, nee, kyk, dit was Dit het ek agterna jare later my oudste suster, dit was 'n Kersfees wat sy hier vir ons gekuier het. En sy sê vir sy weet jy so, ek gaan vir ons vir Kersfees 'n varkkop gaar maak. Ek dop. Dis nou amper so 'n skaapkop. Ja. Gee my krag. Ek gaan nie my mond aan daai dooie ding sit. Mag ek nie so honger word nie. Ja. Hier Rudy. Wat 'n verrassing. Wat 'n fees. Wat 'n fees met daai varkkop. Mens, ek weet nie jy wil eet dit. Ja. Ek onthou altyd jy daai Escort varkspek gekry. Ag 'n varkvet. Ja. Want jy nou 'n snytjie brood gevat, dan jy nou die varkvet daarop gesmeer, dan jy 'n bietjie peper opgegooi, man, dit was koningskos. Ja, nee, heerlikheid Rudy.
Nee, ons het in afval, skaapafval geëet. Ja, koppe. Man, ons was arm geweest. Ek sê net vir jou. Ek is vandag nog arm, maar my paal was ek maar arm daai tyd. Dan sit ons al om my tafel, dan kom daai skaapkop uit die oond uit. Dan begin hy daar by hom, my ma, en dan kom ons vir ons string. Kyk, ons was gelukkig nie almal altyd gelyktydig nie. Jy weet die oudstes was die 3 broers, maar eintlik was dit net Biel en Fanie, want Pieter het daar onder gebly. En dan is dit, en my oudste suster was ook nie, maar verder Maxie en Betty en Hester en Christina, hulle het sulke saartjies gekom. Dus wat hulle groot geword het, lyk my dan, my pa en haar rond vir die boyfriend en gevra, jongens, daar fout in my meisie. Ek praat dus van ons is, maar hulle so die ene, kyk, hulle het op 'n stadium, dink ek, was hulle 4, wat gelyk aan die 2 oudste broers van my, en die 2 ander suster Maxie en Betty. Hulle 4 is in 1 jaar. Dat hulle so, ja, ek sê nou 1 jaar, want eintlik my suster Maxie is in Maart 1953 getroud. En Betty, hulle is daarna, 'n paar maande later, is sy getroud. En my broer Biel en Fanie is toe November en Desember 1954 is hulle 2 getroud. Maar dit was so, het is daar 4 uit die huis uit, jy weet. Maar Biel en Fanie het daar op Hoedpark, hulle het altyd daar gebly, so tussen hier en daar, en aan die kant, jy weet, hulle moes oorlog toe moes hulle weer. Ek en my jonger broer, kyk, ons het agterna gekom. Kyk, ons was eintlik, soos hulle sê, die stuurbootjies gewees. Al die oddjobbies het hulle van ons gegee om te doen, maar tot op 'n stadium, toe moes ons ook maar nou begin buig. Nou, hulle kinders wat toe nou gebore is uit daai huwelike uit, het oom hulle nog kontak met hulle, kom kuier hulle, is hulle weggetrek? Wat het van hulle geword? Kyk, ons leef ons nou in 'n ander eeu. My pa, maar ek onthou, ek saam met hulle gery het, daarna my omflip hulle toe op Sitlegolie, ander kant Sitlegolie, by daar geboer. En hier by die Lipskagnies. Ja, maar hulle het gekuier oralste. Hulle het bedags gewerk, maar Saterdag naweek of sommer enige dag in die week, dan besluit hulle gaan kuier. Nou is dit daar, moet jy afspraak maak. Ja. Ek bel my 2 susters. Vandag nou weer. Die een is in Bayview, Hartenbos, en die ander is in Hermanus. Hy antwoord nie al telefoon nie. Maar ek sien hy call-ended. Nou dink ek maar daar seker maar fout mee. Maar ek moet soontoe ry as ek hulle wil sien. So daai hegte Ja, gesin, dis familie, verby. dis nie meer daar nie. Dis hoekom ek altyd en baie wonder, ek sê ons praat van ons, jy weet, ons sal ons rekke styf maak vir wat kan kom dan. Maar as 'n familie het mekaar uit, hoe die hel gaan ons saamstaan? Ja. Maar die kinders, die oudste broers se kinders, hy het 3 seuns gehad, daar leef nog net een. En die tweede oudste broer se leef al 4 leef nog. Hy het 3 dogters en 'n seun gehad. Nou hulle leef almal. Maar die oudste suster se kinders leef almal. Maar hulle is almal wyd en suidelik. Dan die tweede oudste suster se is die 2 dogters is weer, die seun is nou so 'n paar jaar terug weer. En dan die suster Betty, sy het nog 2 kinders oor van die 3. Die oudste dogter is dood. En dan na haar kom Hester, haar 2 leef nog al 2. Christina is een verloor met die, sy het 5 gehad. Die 3de kind het met hierdie COVID is hy toe oorlede. My broer Elk se dogter is nou
verlede jaar, laat verlede jaar, is sy oorlede. Hy het 'n seun is oor. En nou moes dit nou myne, ek het al 4 is nog daar so. En my jongste suster, haar 2 kinders leef ook al. Maar dan, hulle het goed, die kinders het vir hulle self eintlik baie goed gedoen. Sommige van hulle, sommige weet nie so goed. Die jongste suster van hulle, die ene is 'n ortopediese chirurg, die ander een, hy se 40 aan Navigalle. Daar op Rodepoort se werk iewers. Nudea. Dis hy van Fanny Nudea. Hy is vir hulle te praktyk, ek kon so 'n paar jaar se daar saam. Die suster, die ander suster van my se kinders, almal is onderwysers geword, en goeters, weet jy. Maar almal is alright, dis net die oudste lewende broer, wat die langste geleef, Fanny, sy enigste seun wat oor is, hy werk hier met vir iemand. Maar nee, verder is alright. Hoeveel jaar is oom hulle nou al op hierdie plaas? My pa het in 1921 geleef. 1921? My oudste broer is in Oktober gebore, en my ma het gesê hy was 'n baba gewees, toe hulle hier ingetrek het. Hulle het onder my ma, hulle het net 'n wa gehad met 'n paar beeste. Hulle het die singplate so skuins teen die wa gesit. En daaronder het hulle geslaap en sy weet kos gemaak. Dit is totdat hulle die kliphuis gebou het. Nou, hulle het my oupa se hier op Sjaalsberg het hulle 'n kliphuis gebou en toe het hulle hier vir my ma hier gebou. Nou, oupa Van. Kijk, hy was 'n soldaat, hy was in die Boereoorlog geweest, nee. Hy was in die fort saam met generaal De Wet in die oorlog toe daai jare. Hy was 'n rebel. En maar hy was, ek moet vir jou sê, hy was 'n ongelooflike sterk man geweest. Hulle het hom uitgedaag hier van hier waar die huis gebou het, daar sien die kant toe om 'n sak sand te dra. Want hy sal dit nie vat nie. Draai hom tot daar. Maar ja, kyk, hulle is amper iets soos 'n van hels dingen. Ja, daai man. As die son sak, kan tel hy hom op. Ja. As hy weer toe trek hy hom Dan trek oop. hy weer oop. Nee, maar van, yes. Maar kyk, hy mense, hulle was fisiek sterk, hulle het hard gewerk. So daai stories wat hulle vir ons vertel het, ja, nee, maar jy weet, as jy nou 2 eiers eet, van jy nou verskriklike, wat is daai woord? Cholesterol kry en jy kan nie te veel van dit eet nie en dat eet nie, en ek meen, daai manne het geëet en hulle was gesond, maar omdat hulle hard gewerk het. Ja. 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 Jy weet, Rudy, onthou op hierdie plaas was niks gewees. Nie was die 2 klippe op mekaar gemessel gewees. Hier was nie 'n draad gespan van 'n dak nie. Ek wonder hoeveel van ons mense sal dit nog vandag kan doen. Wel, jy weet, nou se dae, die mense is mos jonk al baie ryk. Hulle stuur die lorry koöperasie toe gaan laai paar duisend droppers en pale en rolle draad goed en hulle kry masjien stoot die lyne oop, jy weet maar. Soos hulle maar sê, ja, weet, hoekom het die voortrekkers nou daar oor die berge getrek, plaas dat hulle op die N1 gery het? Jy weet. Maar wie vra nou, is dit gister Pieter wat gevra het van daar by die Magaliesberg? Ek het die naweek het ons daar verby gery, ek en my skoonseun. Ons was in Pietersburg in die raad. Toe dink ek wil my amper verdeel dat ek het gelees het. Dat ek kan nie nou, jy weet, my brein is lyk nou besig om op te pak.
Maar ek weet nie wat daar was of wie nie wat vir hulle gevra het, kan 'n mens daar oorgaan, toe sê hulle nee. Die plaaslike bevolking gepraat. Toe vra hy vir hulle, maar kan 'n Bobbejaan daar oorgaan? Toe sê hulle ja, 'n Bobbejaan. Toe sê maar as Bobbejaan daar kan oorgaan, dan kan ons ook oorgaan. En hulle is toe braaf. En hulle is toe daaroor, ja. Maar dit is mense met durf. As oom nou so kyk na die huidige geslag mense en dit nou moet vergelyk met die destydse boere, is daar 'n verskil? Wel, kyk, jy weet, dit is nou verskillende eras. Hoe tyd, ek wil sê, toe ons nog met die osse gewerk het, dit was 'n tyd op sy kant. Dit is handearbeid geweest. Ek vir jou vertel, ek myself, ek is die jongste broer. Ek kan nie 'n voorslag aan 'n sweep sit nie. Ek kan nie 'n ring vir 'n span sit. My ou boetie kon dit gedoen het. Jy betaal. Ja. Daar is klaar 'n verskil. Maar wat ek bedoel, as dit nou kom by uithou vermoë, gee ons mense nie maklik moed op. As dit nie goed gaan nie, om te weet, ag nee, wat los maar, jy weet, ek gaan nou nie verder aan nie. As 'n mens nou kyk na oom se ouers en hulle geslagte, hulle moes maar net 'n ding laat maak werk het. Jy het nie 'n keuse gehad nie. Dis 'n feit. Dis oorlewing. Ja. Hulle was taai geweest net also. Maar ek sê, ek het moed vir die jong geslag in die opsig. Jy weet, ek dink 3 jare toe die Bosoorlog begin het. Toe het hulle gesê, jene, wat gaan ons maak? Ons het nie genoeg mannekrag nie. Toe sê hulle, man, dat jy daai takker, daai Joburg uitgaan. En jy sny sy hare af. En jy trek vir hom browns aan en jy sit vir hom 'n R1 in sy hand. Dan maak jy van hom 'n soldaat. En hulle was goeie soldate geweest. Dis 'n feit. So, ek glo die toekoms sal hom self uitspeel. Die groot ding is maar net ons moet bly opkyk boontoe en ons moet bly op ons knieë bly. As ons dit doen, dan is daar hoop vir ons. Ons sal nog deurkom deur hierdie ding. Ek wil nou eindig met oom Piet Botha, beter bekend as oom Piet Bedryf, se woorde wat ek so dikwels op gelofte daar gebruik, waar hy sê, God gee die melk, maar jy moet die emmer gee. As ons nou kyk na daai bees wat daar staan, hy gaan eet nou daai droë gras, daai voer daar aan die kant, wat nou dor en droog is bruin en alles. Maar hy gee vir jou die mooiste, helderste wit melk. Maar jy moet gaan om daai bees te melk. Hy kan hom nie self melk nie. Dis so. So jy moet die emmer wees vir dit. As jy dit daar klaar gemelk het, kan jy kaas daarmee maak, jy maak botter daarmee. Daar's vir my so niks so lekker as 'n yskoue glas melk. Nou ja, daar's ook baie stories oor dit. Nee, melk is nou nie regtig goed. Gee jy nie genoeg kalsium vir jou beenstruktuur en al sulke goed nie, wat ek nie kan glo nie. Nou, ons het baie melk gedrink. Ek dink die die eet wat ek oor die jare, en ek kan vir my vrou vra, ek eet nie fancy goed nie. Ek eet gewone boerekos. En ek dink vir my ouderdom, as ek nog redelik sterk dink ek kan nie. Ek het nou die dag 'n baie slegte ondervinding in Lichtenburg daar by die Spar, wat ek nou seker nie kan op kamera uitwyn, maar klink met die laaste kom staan en met my eintlik vieslik gebeledig. En sê, julle ou mense, dink seker aan myself. En toe het hy my baie lelike ding toegesnou, jy weet. Maar toe dink ek myself, toe besef ek is 80 jaar oud. Ek is nie 40. Ek kan nie uitklim
en met hom handgeneem raak, jy weet toe. Ek het hom toe net 'n ding toegesny en hom gesê, maar weet jy wat ek al vergeet het van bestuur, moet jy nog leer. Dat is het klaar. Maar jy weet, daar kom nou 'n tyd wie dan besef, kyk, jy is weerloos. Jy is nie meer weerbaar. Ja, kyk, hy Solusa 45 help nie meer nie. Is nou Samusa uit die uit. Nee, wat Rudy, nee, Ja. dit is verby. Ja, elke dag is my net genade, 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 Ja. elke dag. Tot op die einde. Oom Boet, baie dankie. Tannie Oumi. Jy kan maar kom sit hierso. Dankie, ek dink dit was 'n wonderlike gesprek. Baie dankie vir julle tyd. En dankie beeste. Ja, Julle is so mooi daar vir ons sing en praat en beamoen wat ons sê. Ek waardeer dit. Baie dankie. Dis groot plesier, my voorreg gewees. Dankie. Nou kan ek vanaand rustig slaap. Nou kan Rolien ook sê, "Alright. Nou verstaan ek en dankie dat jy dit gaan doen." Ja, dit was 'n voorreg. Dankie dat julle hier kom draai het by ons. Dis 'n groot voorreg vir Dis ons ook. Op my die ou dag. Ek het dit nou nooit verwag dat dit sal kom, maar dit is Ja. goed. Ek is bly so 'n bietjie van die geskiedenis gaan jy daarom nou op iewers te bære. Ja, en daar's dalk kykers wat julle kan onthou wat dalk deel was iewerste van julle lewe. Mense Ja. wat julle geken het, wat julle dalk nee, bietjie kontak verloor het. Ons hou duim vas. Ja, Dis waaroor dit miskien, gaan. weet. Ja. Ja, kan dalk. Hierdie plaas stories. Ja, Ja. sê. Goed. Oh nee, wat gaan jy nou vir die mense gee? Ek gaan gou vir hulle broodjies maak. Ek het gehoor oom Flip sê tannie het hierso pap en kuiens gemaak. Ag, Rudy.